Jy weet, vatchirurgie is lewensreddend, daar's geen twyfel daaroor nie. Maar het jy al ooit gewonder wat presies dit aan die liggaam se engine doen? Aan die hart. Daai operasie plaas dit onder 'n ongelooflike hoeveelheid druk. So, vandag gaan ons bietjie dieper delf van daai verskuilde kardiale risiko's en hoe dokters alles in hul vermoë doen om 'n pasiënt se hart te beskerm as elke liewe sekonde tel. Kyk gou hierna. 21,7%. Dis nie net 'n nommer op 'n skerm nie. Dink daaroor. Vir die heel grootste, mees komplekse vaatoperasies is die kans op 'n ernstige hartprobleem amper 22%. Dis meer as 1 uit elke 5 mense. Dis 'n reuse risiko. En hierdie ou mediese gesigte slaan die spyker op die kop. Dit sê basies alles. Dit is nie die soort siekte wat die pasiënt het nie, maar eerder die soort pasiënt wat die siekte het. Sien, dit gaan nie net oor die vaatsiekte nie. Nee, dit gaan oor die pasiënt. Hulle daag dikwels op met 'n hele rits ander hartrisiko's en dan kom die chirurgie en dit skep wel 'n perfekte storm. Goed, so kom ons praat oor daai perfekte storm. Wat gebeur nou eintlik met die hart? Watter tipe skade sien ons? Die eerste ding waaraan almal dink is natuurlik 'n hartaanval. En ja, dis die grootste vrees, maar dis nie altyd daai dramatiese gryp na die bors tipe hartaanval wat ons in fliek sien nie. Dis 'n bietjie meer gekompliseerd. So, hier is die 2 hoofsoorte. Aan die linkerkant, die tipe 1. Dis die klassieke hartaanval. Dink daaraan soos 'n loodgieterprobleem. 'n Pyp, die kroonslahaar, word skielik deur 'n klont geblokkeer. Dis 'n fisiese blokkasie. Maar nou, die tipe 2, aan die regterkant, dis heeltemal anders. Dis nie 'n blokkasie nie, dis 'n brandstofprobleem. Stel jou voor die hart is 'n engine wat 'n marathon hardloop. Dis die operasie. En skielik kry daai engine net nie genoeg suurstof nie. Die vraag is te hoog, die aanbod te laag. En dis juis daai tipe 2 wat ons so baie sien na vaatchirurgie. Die operasie self is die stresstoets. Al die druk, die bloedverlies, die veranderinge in die liggaam, dit alles skep daai wanbalans. Die hartspier word letterlik van suurstof uitgehonger. En dis belangrik om te weet dit hoef nie eers 'n volskaalse hartaanval te wees nie. Soms is daar net klein bietjie skade aan die hartspier. Dokters noem dit myokardiale besering. En selfs daai klein bietjie skade is 'n massiewe rooi vlag. En dis waar dinge regtig gevaarlik kan raak. Hulle noem dit die doodspiraal. Kyk hoe dit werk. Eers gebeur iets, dalk 'n klein hartaanvalletjie. Omdat die hart nou bietjie swakker is, pomp dit nie genoeg bloed nie, so die bloeddruk val. En wat gebeur as die bloeddruk val? Wel, dit maak daai suurstofwanbalans nog erger, wat lei tot nog 'n hartaanval, die tipe 2-1. So verswak die hart verder en verder tot dit in kardiogenese sok gaan. Jy kan sien hoe een ding die volgende een aansteek. Dis hoekom tyd hier alles is. Goed, so ons weet is gevaarlik. Hoe probeer die mediese span voorberei? Wel, die voorbereiding begin lank voor die pasiënt eers by die operasie sal kom. Alles begin met goeie ou speurwerk. Die dokters kyk na alles. Ouderdom, of jy rook, diabetes, vorige hartprobleme, nierfunksie, al hierdie dinge is leidrade. Hulle gebruik dit om 'n soort risikoprofiel vir die pasiënt op te bou. Maar hier is die ding, daai profiel, daai geskiedenis, dis nie altyd genoeg nie. Hoe weet jy wie regtig op die randjie is? Wel, deesdae gebruik hulle slim risikorekenaars wat spesifiek vir die tipe operasie is. Maar daar's ook iets anders, 'n kragtige biologiese leidraad, een wat hulle in die bloed self kan opspoor. En hier is dit, 'n bloedtoets vir 'n proteïene genaamd troponien. Dit kom van die hartspierselle af en as hulle beskadig word, lek dit in die bloed in. En kyk net wat dit aan die risiko doen. As jou troponien laag is, onder 20, is jou 30 dae mortaliteit 'n skamele 0,5% laag. Maar as dit net 'n bietjie verhoog is, tussen 20 en 65, spring daai risiko na 9%. En kyk na die hoë vlakke, amper 30%. In 'n eenvoudige bloedtoets is 'n ongelooflik kragtige voorspeller. So op grond van hierdie soort data kan die span dan besluit, okay, ons moet dalk verder gaan. Kom ons doen 'n stresstoets om te sien presies hoe hierdie hart reageer onder druk. Nou dat die span 'n goeie idee het van die risiko, kan hulle begin om die pasiënt te bewapen, om 'n mediese skild op te rig. En 2 van die belangrikste wapens in hul arsenaal is hierdie. Eerstens, statiene. Almal ken dit vir cholesterol, maar dit verminder ook inflammasie in die are en maak die gedenkplate meer stabiel. Dan beta-blokkeerders. Dis soos om die engine se toere 'n bietjie af te bring. Dit verlaag die hartklop en die hart se behoefte aan suurstof wat die hele stelsel rustiger maak. Goed, die pasiënt is voorberei. Nou gaan ons die operasiesaal in.
En hier is die narkotiseer die hoofrolspeler. Dink aan hulle as 'n vlieger wat 'n vliegtuig deur 'n storm navigeer. Elke instrument, elke nommer op daai skerms is krities. Nommer 1, bloeddruk. Die doel is om die gemiddelde arteriële druk bo 65 te hou. Hoekom? Want enigiets laer as dit beteken die organe, veral die hart en die brein, kry dalk nie genoeg bloedvloei nie en dis nie genoeg suurstof nie. Volgende, die hartklop. Hulle wil dit onder beheer hou, ideaal gesien onder 100 slae per minuut. Van die gevaarlikste kombinasie van almal, 'n vinnige hartklop saam met lae bloeddruk. Dis die resep vir hartspierskade. En dan, iets waaraan jy dalk nie dadelik sou dink nie, temperatuur. Dis absoluut kritiek om die pasiënt warm te hou, bo 36 grade Celsius. As die liggaam te koud word, werk die bloedstollingsmeganismes nie lekker nie. Dit verhoog die risiko van bloeding wat weer die hart onder meer druk plaas. Alles is verbind. OK, die operasie is verby. Die laaste steek is in. Almal haal asem, maar die gevaar is nog lank nie verby nie. Eintlik is die volgende 48 uur ongelooflik kritiek. Want na die operasie is die liggaam in 'n staat van chaos. Daar's pyn, inflammasie, groot vloeistofverskywings, dis nog 'n storm. En die probleem is, omdat pasiënte dikwels nog deurmekaar is van die narkose of op sterk pynmedikasie is, voel hulle nie altyd daai klassiese borspyn nie. So hartaanvalle kan gebeur en niemand weet daarvan nie. Hulle is stil, maar net so dodelik soos enige ander een. En dis hoekom waaksaamheid na die tyd so belangrik is. Die span moet op hul hoede wees. Hulle sal maklik 'n EKG doen. En onthou jy daar troponien-toets? Wel, baie riglyne sê nou ons moet dit roetinegewys doen na 'n hoë risiko operasie, juis om daai stilskade op te spoor voor dit 'n groot probleem word. So dit laat ons met 'n interessante gedagte. Ons het die tegniese kant van chirurgie al so ver gevorder, dalk is die volgende groot deurbraak in pasiëntveiligheid nie 'n nuwe instrument of 'n nuwe tegniek nie. Dalk lê dit daarin om die hart te beskerm teen die stres van die hele proses. Die ware uitdaging is dalk nie meer net om die siekte reg te maak nie, maar om die liggaam se reaksie op ons ingryping te bemeester.